Liewe gemeente, ons sing, You're a waymaker, a miracle worker, en een van die grootste wonderwerke wat die Here kan doen. En nie net kan doen nie, wat hy daagliks doen, gereeld doen, getrou doen, en raai wat, hy kan dit vandag vir jou doen. Is innerlike transformasie. Iets innerliks wat gebeur. Ons is besig met die reeks, as julle volg, ons is nou 'n rukkie besig met Efesiërs, en in Efesiërs luister ons na Paulus. En Paulus kom gesels met ons, en hy wil vir ons moet 'n konsep en 'n idee vorm van wie is die kerk nou eintlik. En as hy praat van kerk, praat hy nie net van die gebou nie, né? Hy praat van ons wat die kerk is en in die kerk is. Ons het nou gekom wat dit beteken om gered te wees en om Christen te wees. Wat beteken dit om in Christus te wees? En Paulus wys vir ons wie die kerk eintlik behoort te wees, en dan ek en jy in die kerk, wie behoort ons te wees. Maar hy wys vir ons eintlik wie ons werklik is. En weet jy wat doen hy dan? Dan roep hy ons om meer onsself te raak. Hy sê, julle is eintlik, dis wie julle eintlik is, julle is dit klaar. Hy sê dit heeltyd vir die vers, julle is eintlik klaar hier. Ek wil julle invite om te wees wie jy eintlik is. So hierdie goed is in ons, en hy roep ons om net al hoe meer hierdie goed te word. Ons skriflesing vandag begin Efesiërs 4 vers 25 tot 32, en ek gaan net 'n gedeelte vir julle lees, en dan gaan ons na 'n paar ander skrifte kyk, soos ons deur beweeg. Kom ons lees saam. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid. Elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor jou toorn nie. En gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel, nie meer steel nie. Maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is. Sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En beproef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede, en toorn en geskree en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergewe mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Ja. Dis 'n klomp goed wat Paulus hier noem, maar is dit goed wat jy nog nooit gehoor het nie? Het jy dit nie al baie gehoor nie? Moenie lieg nie. Wie van julle het dit al gehoor? As jy dit nie gehoor het nie, wil ek hê jy moet dit vandag hoor. Okay, dit staan in die Bybel. Moenie steel nie, ek weet nou daai nog gehoor. Het jy al gehoor? Okay, so hy noem vir jou goed wat eintlik jy al soveel keer gehoor het. Hy kom praat, hy sê, as jy praat, moenie vloek nie, stig eerder mense. Hy sê, en wanneer jy steel, moet eerder ophou steel, want as jy werk, dis goed. Dis iets. Het jy al gedink as jy met jou hande werk, die Bybel sê dit is goed. You are busy worshiping God. Jy is besig met lof, om met jou hande te werk. Weet al by sy huis gestaan, met hierdie 2 hande. Want daar is net so 'n ander gawe by, nee, dat, ja, God gee vir my hierdie 2 hande. En daarmee doen ek goed. En dan praat hy, so Paulus is hier besig met 'n lys van deugte wat ons moet meer doen, en dan is hy besig met 'n klomp dinge wat hy sê, hierdie goed moet jy minder doen. Maar hoor julle, doen al hierdie goeders reg, dan voel ons amper, dis hoe dit werk. As ons al hierdie goeders reg doen, dan gaan ons gekeer word, dan gaan ons okay wees. Dan lyk ons meer soos Jesus, ons is meer wie ons behoort te wees. Maar nou wil ek jou vra, is dit nie maar wat al die wêreldgodsdienste sê nie? Sê alle wêreldgodsdienste nie maar, moenie steel nie. Hulle sê dit. Sê alle wêreldgodsdienste nie ook, maar jong, as jy praat, kom ons breek nie mense nie, kom ons stig hulle en bou hulle. Hulle sê dit. Sê alle wêreldgodsdienste nie maar, ook doen hierdie goed en doen hierdie goeders nie. En nou vandag, as ons baie mooi hierna luister, sal jy hoor wat sê Paulus. Hy weergalm maar net weer die 10 gebooie.
wat ons al lankal weet. So is hierdie klompie goed, en as ons net hierdie stuk lees, dan wil ons amper hierdie gevoel kry, joh, is baie goed wat ons moet reg doen. Ons wil soms 'n bietjie verlam voel, ons wil soms 'n bietjie voel, joh, is baie goed dat ek moet reg kry, maar wat van as ek faal, wat van as ek dit nie maak nie, wat van as ek nie goed genoeg is nie. Hier is so 'n bietjie van 'n boodskap, 'n bietjie van 'n tema, en hier is die tema. Doen al hierdie goed reg, dan is jy 'n goeie mens, en dan kies God jou. 'n Bietjie van 'n tema. Nou wil ek jou vra, dink julle dis wat Paulus sê? Dink julle dis wat Paulus sê? Doen al hierdie goeders reg, dan gaan jy lyk soos jy moet lyk, jy gaan gradueer, en jy het moeilike goed reg gekry, en dan gaan God na jou toe sê, goeie diensknegt, nou is jy 'n goeie mens. Nou kan ek jou vat, want jy's goed. Dis wat Paulus sê. Ek wonder, wat maak Christendom dan nou so 'n bietjie ander? Nee, nie bietjie nie, daai woord moet nie daar wees nie. Wat maak Christendom radikaal anders as al die ander wêreldgodsdienste? En daar's een woordjie waartoe ek jou aandag wil trek. Hoor hier die eerste woord, en die eerste woord gebruik hy die woord, hy sê, hy daai stuk begin, daarom. Jy daai woord gehoor, het gesê daarom. En dan na daarom sê hy, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, wat ons is mekaar se lede. En dan begin hy, jy moet nie steel nie, moet nie dit, maar daarom, dit beteken, dat iets gebeur voor daarom, en ons moet weet wat staan voor daarom, want die woordjie daarom, maak alles anders. Maak alles anders. Soos asof hy iets gesê het, en hy sê, oor dit wat ek nou gesê het, daarom, kan julle ophou jok. Kan julle die waarheid praat? Kan julle met julle hande werk? Kan julle mense dien? Kan julle mense vergewe? Dit is daarom. Wil jy nie weet wat staan voor daarom nie? En dit is wat ek oor opgewonde is. Kom ons kyk wat staan voor daarom. Hier gaan ons. So net die gedeelte voor dit. Efesiërs 20 vers 22. Maar dis nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor. Julle het tog julle het tog aangaande hom onderrig ontvang volgens die waarheid wat daar by Jesus is. Julle het tog in julle eenheidsband met Jesus die waarheid geleer, naamlik dat julle wat vroeër leefstyd betref, die ou sondige mens soos velklere moet uittrek. Bedrieglike begeertes laat hierdie mense ten gronde gaan. Ja, trek 'n nuwe mens so skoonklere aan, die mens wat na God se beeld geskape is. Iemand wat werklik reg lewe voor God en werklik aan hom toegewyd is. O, dit wat hy sê en toe sê hy, nou daarom, kan jy nou so lyk en so leef. So hier's 'n paar goed. Eerste ding hy sê, julle het van Jesus gehoor, julle het van hom gehoor, geloof kom deur gehoor. Julle het van Jesus gehoor, julle het die prediking van Jesus gehoor, sy boodskap gehoor en sy evangelie gehoor. En wat het julle grootliks gehoor, wat hy eintlik vroeër in die hoofstuk sê, hy sê, julle het die goeie nuus gehoor. Dis iets ongeloofliks. Ons praat baie oor die goeie nuus in die gemeente, en as jy sit en jy wonder nog wat die goeie nuus is, maak baie moeite om uit te vind of kom kuier met ons, maar jy het die goeie nuus gehoor. En dan sê hy, julle is in die waarheid. Ag, ons is so bly daaroor, die mense skakel per satelliet al in, jy weet, dis ongelooflik, jy weet. Teens, ons vergewe jou. Ons vergewe jou. Maar dankie vir daai insetsel, hoor. Baie dankie. So ons het wat gehoor? Ons het die waarheid in Christus gehoor. So dis baie groot goeders. Wat is die waarheid? Die waarheid aangaande Christus, die waarheid wat in Christus is. So met ander woorde, die waarheid het iets aan ons kom doen. Ons het iets gehoor, toe hoor ons die waarheid, en die waarheid doen iets aan ons. Ouens, waarheid, Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Die waarheid het iets aan ons gedoen. En dan sê hy, julle is in 'n eenheidsband met Christus. So die goed staan voor die daarom. Julle het iets gehoor, julle het waarheid ontvang en julle lewens rig julle in volgens daai waarheid. En dan is julle nou in 'n eenheidsband. Waarvan praat dit? Van 'n verhouding. So julle is nou in Christus en Christus is nou in julle. Dis nou eenheid, dit het eenwording. Iets het gebeur.
Dis die goeie nuus. Iets het gebeur. Okay. Ek lees graag vir julle net daai laaste gedeelte uit die message uit. Hoor hoe mooi sê hy dit. So ek lees vir julle, ek dink dit gaan vers 24 wees. Hy lees so, hy sê, Get rid of it, and then take on an entirely new way of life. A God-fashioned life. A life renewed from the inside and working itself into your conduct as God accurately reproduces His character in you. Hier's iets ongeloofliks groots wat gebeur. So voordat Paulus sê, jy moenie jok nie, jy moenie waarheid betaal, bou mense op, werk met jou hande, vergewe my, voor hy dit sê, het hy gesê, jy het van God gehoor, jy het waarheid beleef, jou lewe is geraak deur waarheid, jy kom in 'n verhouding met Christus, en dan sê hy hier die amazingste gedeelte. Hy sê die mense, hy sê iets gebeur met die innerlike mens. So hier's wat hy sê, daar is 'n verandering, hoor nou mooi, wêreldgodsdienst sê die volgende, die wêreldgodsdienst sê die volgende, doen hierdie goed, 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 dan is jy goed, dan word jy aanvaar en dan maak jy dit. Paulus sê, Christendom sê iets anders. Weet jy wat sê Christendom? God het hierdie goed gedoen, God het hierdie goed gedoen, God het hierdie goed gedoen, daarom is jy goed genoeg en daarom keer God jou. En dan vaar hy jou. Ouens, dit is 'n massiewe verskil. Dit gaan nie oor wat jy gedoen het, dit gaan oor wat hy gedoen het. En dan is hier 'n baie beautiful ding. Hy sê, wat Christendom anders is, God doen iets van die binnekant af buite toe. So as ek die goed self moet doen, dan is dit van buite af. En Paulus sê nee. Hy sê God doen iets aan die innerlike mens binnekant en hy noem dit, né? Hy sê dit is asof jy vernuwe word aan die binnekant. Jy word vernuwe aan die binnekant. Maar wie doen daai vernuwingswerk? Hoe werk dit? So hy sê hy kom doen iets nuuts in jou. Weet jy wat Christendom se groot boodskap? Dis jy word 'n nuwe mens. Dit beteken jy is nie meer die mens wat jy was nie. Ons was hoendertjies wat probeer het om te vlieg. En soms het ons dit pragtig reg gekry as ons die regte aanloop gehad het, die wind kom van voor af en ons kan ons vlerke net lig en ek het nie genoeg pit, ek het nie te veel pitte geëet nie. My chessie kon oplig op die regte tyd. Ek het so bietjie geskier, 'n paar tonels verloor en toe begin ek styg. Och, en daai paar oomblikke was ongelooflik tot die wind gaan lê. Tot die wind gaan lê. Toe voel ek dit op my chessie. Ek val daar neer. Wat is ons, die wêreld doen al die goeders reg, en ons is soos hoenders wat probeer opstyg, en ons moet die goeders doen, raai wat, dan kry ons 3 goed reg, en vergeet ons die vorige 3 goed. En dan kry ons daai goed reg, en hoor ons die ander prediker sê, dan is nou nog 5 nuwe goed wat moet bykom. Is jy nie ons soms al gevoel uitgeput met al die goed wat jy moet raai reg kry nie? Het jy nie al overwhelmed gevoel? Dat jy kyk na jou lewe en jy sien al die goed wat jy weet, jy is oortuig, die goeders is nie reg nie. Jy wil dit verander, maar jy weet nie by wat heen om te begin nie. Jy weet nie wat heen om eers te doen nie, en gewoonlik is ons wil alles reg hê nou. En hoe dit vir jou gewerk tot op dusver? Nie baie goed nie, nee. Hoe het jou nuwejaarsvoorneme gewerk? Hierdie jaar, okay, ek gaan tyd spandeer met die Here, ek gaan my Bybelstudie doen, ek gaan meer tyd in stilte spandeer. Ek gaan sorg dat ek nou en dan by 'n retreat uitkom. En jy maak al hierdie besluite en met krag en met mag draai jy hierdie hoender van die grond af kry. Hier is wat Paulus sê. Nee, dis nie hoe Christendom werk. Paulus sê, God kom vat 'n hoender en hy maak hom splinternuut. Die spesie wat hy was voor God gekom het en die spesie wat hy is nadat God gekom het, they are not the same. En hy vat 'n hoender en hy maak van hom 'n arend. Something different. Ek wil hê jy moet verstaan dat die goeie nuus van Christus kom na jou toe en hy sit nie net 'n klomp reëls op jou en sê try it uit figure nie.
Hy kom doen iets aan die innerkant en hy sê vir die kerk, weet julle is arende. Sê, Jaco, maar ek pik nog op die vloer rond, ek voel nie soos 'n arend nie. Dis okay. Dis okay. Kom ons gaan nou 'n bietjie kyk, daar's goed wat ek en jy kan doen. Maar kom ons begin besef dat daar's iets wat moet vernuwe, iets nuuts wat moet gebeur. Okay, so dis 'n baie groot tema van Paulus. Jy word nuut en dit is iets wat van binne af buite toe is. Al die ander idees wat ons kry, jy moet dit buite reg kry en dan gaan God iets vir jou binne doen. Nee, dis nie hoe Christendom werk nie. Nou, ons lees dit weer daai stukkie. And then take on an entire new way of life, a God-fashioned life, a life renewed from the inside. Dis wat God wil doen. Nou, het jy al ooit gehoor, en dit gaan 'n bietjie oor, so hier praat ons nou 'n bietjie oor transformasie. Hoe kom hy verandering? Hoe begin ek lyk soos hierdie mens wat Paulus sê, jy steel, jy het hoop, jy werk mooi met my. Hoe kom ek daar? Okay, hoe kom ek daar? Jy al baie gehoor, mense praat in die Nuwe Testament, die term, jy moet soos Jesus raak. Jy moet meer word soos Jesus is. Die ou vertaling, die ou Testament praat van, ons is in sy gelykenis geskape, in God se gelykenis geskape. Die Nuwe Testament kom baie, ons moet soos Christus wees. Nou, ek wonder of dit vir jou goeie nuus is of slegte nuus is, as jy hoor, jy moet soos Jesus wees. Ek wonder wie van julle het al gewonder soos ek gewonder het. Ek hou van die woorde, dit val maklik op die tong, maar as ek mooi daaraan dink, dan dink ek vir myself, jong Jaco, wat beteken dit nou eintlik? Ek moet soos Jesus wees. Maar het God my nie uniek en beautiful geskape nie? Is ek nie 'n individu voor God wat hy honor as 'n individu nie? En het my personality net so bietjie, okay, ek gaan dit moet oor, hy het my personality baie anders as Karina se gemaak. En is my kinders dankbaar daarvoor. En hulle is baie dankbaar dat hulle pappa in die huis het en 'n mamma in die huis het. Maar as ek en mamma nou dieselfde word, ek weet nie hoe goeie nuus is dit vir hulle nie. Ons val 'n bietjie oor ons woorde. Wat beteken ons moet soos Jesus raak? Is God dan nie happy met wie jy is nie? Is jy nie spesiaal vir hom nie? En vir baie mense dink, joh, hoe kan ek iemand anders wees? Hoekom skape God my uniek? En dan vra hy vir my, ek moet iemand anders wees. Ek dink dit is goeie nuus vir ons nie. Dalk net 'n paar woorde oor wat dit beteken. Dis 'n groot gedagte, nê. Ons kry daai gedagte reg deur die woord. Ek gaan nou 'n bietjie saam met julle lees. Hier sit ons glo in Christendom. Ons glo dat Jesus Christus, ons Heer, ons Meester, ons Leier, die kop van die kerk, dat hy vir ons die beste moontlike manier kom wys het hoe om te leef. Ons glo dat Jesus het gekom modelleer hoe leef 'n unieke individu in verhouding en in ritme met God. Hoe sing hy in God se koor op noot? Hoe speel hy saam met kliktrek? En God sit die klik. God sit die klik. Ek profeteer nou nie dat Johan God is nie. Hoe leef 'n mens jou roeping en jou lewe op jou unieke manier uit? Ons glo Jesus Christus het vir ons gemodelleer hoe om dit te doen. En dan wanneer ons sê, we must become like Christ, dan word dit nie ons moet hy word nie, ons kry sy personality nie, maar wat dit beteken, ons begin loop en klink en praat en doen soos hy doen. Maar ek hou my eie uniekheid. Ek en hy speel in dieselfde simfonieorkes. En hy gee die ritme aan, en hy gee die melodie aan, en hy gee vir my die direction, en ek kan inpas daarmee. Meeste van die keer is my eie lewe so uit ritme uit met sy lewe, dat dit is bietjie meer van 'n kakofonie. Dit voel nie reg nie, dit klink nie mooi nie, dit lyk nie mooi nie. So wanneer ons roep, dan word ons geroep deur die woord om te transformeer en meer te begin lyk soos Jesus. So wanneer Paulus sê, dis wat jy moet doen, 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 onthou hy het gesê, van dis hoe Christus lyk. Hy het ook gesê, julle het hierdie goed nie by Christus gesien nie, maar hierdie goed sien julle by hom. So it's the way of life. Hoe benader ek God? Hoe leef ek met mense om my? So jy kan ontspan, jy kan jouself wees. Dalk sê 'n tannie wat nou 'n oupa stampie langs aan, jy moet net bietjie minder jouself wees. Jy kan jouself wees.
Maar jy kan saam ontwikkel en groei, en ek dink Efesiërs 4:20 in die Message het baie mooi sê, ons het ons nou net gelees, hy sê, get rid of it, and take on an entirely new way of life, a God-fashioned life, a life renewed from the inside, and working itself into your conduct. En nou hoor, hier is die beautiful word. God accurately reproduces his character in you. Wow. Wow, hier's dit wat voor die daarom staan. Hier's dit wat voor die daarom staan. God accurately reproduces his life in you. Wow. His character in you. Weet jy wat sê die Bybel? Wie doen die reproducing werk in hierdie gedeelte? Wie doen die reproducing werk? God accurately reproduces his character in you. Wie doen die reproducing werk? Is dit ek? Nee, it's God. So met ander woorde, Paulus praat hier van 'n konsep. Hy sê, ouens, ek wil hê julle moet so lyk, maar ek wil hê julle moet hier al die hoop spring om daar uit te kom nie. Ek wil hê julle moet hierdie goeie stiek, ek het hom nie. Hy sê nee, eenheidsband met Jesus. En dan gebeur iets. God comes accurately and reproduces his character from inside to the outside. Al die ander wêreld godsdienste sê, jy moet al hierdie goed reg doen, jy moet so lyk, jy moet so klink. En selfs ons ou kerke het gesê hoe jy moet aantrek. En dan as jy gelukkig is, kan God sê, jy's 'n goeie mens en ek kan vaar jou Christendom sê nee. Hy sê eenheidsband met Jesus en dan gebeur skepende werk binne in jou. Skepende werk binne in jou. Oeh, dit klink 'n bietjie anders. Ek net wys, dis 'n tema reg deur die woord, 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig weggeneem. So wat? Ons weerspieël die heerlikheid van die Here. As mense na ons kyk, dan sien hulle iets van God. Maar hulle sien nie van my nie, hulle sien die heerlikheid van die Here deur my, né? Ons word al hoe meer verander. Wat? Hier kom die verandering nou. Ons word al hoe meer verander om soos die Here te lyk. Met 'n heerlikheid wat steeds toeneem na mate die Here, dit is die Gees dit aan ons gee. Wow. Ons word al hoe meer verander. Hoe word ons verander? Word verander. Nie ek maak die verandering nie, iets in my gebeur, ek word verander. En wie sê hy doen die veranderingswerk? Is die Gees wat in ons werk. En dan love ek hierdie woorde. Hy sê al hoe meer toenemend na mate. Dit beteken, het kan bietjie meer toenemend in jou wees as in jou op hierdie stadium. God werk iets met jou en hy werk iets met jou, en die toenemendheid hang baie keer van ons af, hoe 'n eenheidsverhouding as met hom is en hoeveel ons hom toelaat. So, dit werk nie altyd by almal ewe vinnig nie. But God is busy. God werk, hy doen nie. Ons het nou gesing, he's a way maker, he's a miracle worker. Want jy weet wat sy grootste wonderwerk is dit. Is hoe God mens vat. Hy kom in verhouding met mens. En dan begin hy iets in sy innerlike wese doen. Is 'n herskeppingswerk. En hy skep iets splinternuuts. Hy maak van 'n hoender 'n arend. En in jou gebeur nou goed. En jy weet nie waar dit vandaan kom nie. Maar stelselmatig begin God se karakter deur jou vloei. En raai wat sien mense? Hulle kyk na jy, hulle sien die heerlikheid van God. En dan is dit nie al die reëls wat jy deur gewerk het om uit te kom nie. Dit is waar die wonderwerk lê. God reproduces his character in you. God doen die veranderingswerk. God doen die veranderingswerk. Is dit vir jou beter nuus? Ons praat van goeie nuus en slegte nuus. Ons moet as kerk onthou dat ons nooit die goeie nuus van Christus vat en ons maak dit iets wat dit nie is nie. Want dan maak ons dit slegte nuus vir mense. Want ek wil vir jou sê, my hele lewe lank het ek probeer om God te behaag. Ek het dit probeer. Ek het gedink ek moet al hierdie goeders reg doen. Totdat 'n ongelooflike mentors in my lewe ingespreek het. En vir my hierdie begin bewys het. Hy sê daar's net een ding. Daar's net een ding. En nou kom ons praat bietjie oor daai een ding. Nou beteken dit dan nou, en ek sluit af, ek is klaar. Beteken dit nou dat ek hoef niks te doen nie. Want dis bietjie hoe dit klink, nê.
Dis bietjie wat klink. Beteken nou God doen al die verandering, so ek moet nou net op die lazy boy sit, ek hoef nou niks te doen nie. Wat beteken dit? Johan, julle kan slank opkom hoor. Dankie. Beteken dit? Nee, julle geheel en al nie. En ek vat jou terug na Paulus se eerste goed toe. Hoe dieper jy in God se waarheid ingaan, hoe dieper jy in die eenheidsband met Christus groei, hoe meer eenheid is daar tussen jou en God. Meer eenheid is daar. Weet jy, baie van ons het areas in ons lewens wat ons totaal oorgegee het aan God. Maar dan is daar aspekte van my bestaan wat ek nog 'n bietjie vashou. So God is in eenheid in sekere areas van my, en sekere ander areas sê ek, Here, nog nie. Ek hou nog hierdie deel bietjie vas. Ek gee nog nie heeltemal oor nie. So wat help met hierdie verandering is die mate waarin jy oorgee aan ons Here Jesus Christus. Die mate wat jy hom toelaat om in elke aspek van jou lewe in te praat. Wie van julle het areas in jou lewe wat jy weet, God het al hier ingepraat, maar daar's 'n ander area waar jy dink, Here, ek is nog nie reg om hierheen te nooi nie. Dit is so seer en dit is so donker, ek dink selfs nie daaraan nie. Dis dalk op 'n plek waar ek skaam kry. Ek kan hom nooi. Hoe groei ons in ons eenheid met Jesus? En ons kerk praat van, daar sekere goeders, geestelike dissiplines. Ons bid. Ons spandeer tyd in gebed. Die eenheid met Christus raak meer. Ons spandeer vreeslik baie tyd in die woord. En as jy 'n nuweling is in geloof, as jy 'n nuweling in geloof is, bid dat die Here vir jou sal wys en begin by die evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Kyk na Jesus, kyk altyd na Jesus, kom terug na Jesus, toe gaan buig by Jesus, gaan sit stil by Jesus. Luister na Jesus. En waarvoor ons bid is nie net meer insig nie, maar ons bid vir ontmoeting met Jesus. Ontmoeting. Want is waar daai ontmoeting plaasvind, waar daai eenheid diep geheg word, en waar die verandering begin verander. So waaraan werk ek? Ek werk om dieper in hom te wees. Ek werk om tyd te maak vir hom. Ek werk aan aanbidding. Ek wil meer tyd in aanbidding wees. Ek wil dalk het jy 'n bietjie stilte in jou lewe nodig. Die stem 'n bietjie stil kry. En dalk sit jy 'n eenvoudige gebed wat jy wil bid. Here, skep in my 'n begeerte dat ek bietjie meer by U kan sit. Skep in my 'n begeerte vir meer stilte. Skep in my 'n begeerte vir meer aanbidding. Want raai wat, God wil dit ook vir jou gee. So in hierdie gemeente sê ons nie ons doen niks en laat God alles doen nie. Ons sê ons doen alles omdat hy alles gedoen het. Dis ons reaksie, dis ons lof en dis ons aanbidding. Iemand sê so ruk terug vir my, Jaco, ek hoef nie kerk toe te gaan nie. Ek het niks om vir niemand te bewys nie. Toe klap ek aan dit, sê ek is doodreg. Want ek gaan ook nie kerk toe om iets te bewys nie. Ek gaan kerk toe want ek wil. Want hy het iets aan my verander. Ek wil met julle kuier. Ek wil saam met julle aanbid. En dis nie iets wat uit dissipline uitkom nie, dis iets wat uitkom van hierdie nuut wees. Kom ons sit net so, dan luister ons na 'n lied. Jesus. Dis 'n eenvoudige gebed. Moeg is ons gehardloop en probeer. Vader, soveel keer het ons misluk. Ek het nog die merke van my mislukking en soms net skaam. Maar Vader, daar's goeie nuus en ek bid hierdie goeie nuus oor ons as gemeente. Kan ons meer van U in ons ervaar. Hierdie eenheidsband waarvan Paulus praat, kan ons iets beleef daarvan. En kan ons die wonder beleef van hoe God die veranderingswerk doen. Hoe God sy karakter in ons begin vorm. Nie net in ons as individue nie, maar ook ons as kerk, Vader. Wil ons nie 'n hoop vir hierdie wêreld wees nie, en wil ons hierdie lig wees, wat ons kan wees nie. Here, mag ons word al hoe meer onsself. Want ons weet, die self is geskape in U beeld. En Vader, ek vra dat U by elke gemeentelid nou sal stil staan. Elke persoon online.
En hulle ontmoet waar hulle is. Net waar hulle is. Tel hulle op die skoot. En vat die arms en omvou hulle. En mag hulle eers oortuig word van wie U is. En dan van hoe U oor hulle voel. Ja, want daar word groot skuwe gemaak. Aan U die lof. En ek sê vir U dankie vir die woord. Amen. Mag ek U seën? Mag die heerlikheid van God deur jou skyn. Dankie gemeente, daar's baie lekker koffie daar buitekant. Maak seker jy kuier 'n bietjie saam. Geniet jou week. Dankie.